Goeiedag en baie welkom by Woordspeel. Ek hoop vandag dat jy opgewonde is om weer tyd in die woord van God te spandeer en toe te laat dat die Heilige Gees met jou praat. Ek hoop en ek vertrou ook soos wat jy deel is van hierdie reis om elke dag tyd te maak in God se woord, dat jy beleef dat God besig is om jou te transformeer en dat jy meer en meer soos Jesus lyk. Al is dit klein stappies op 'n slag, dat daar so klein veranderingkies kom in hoe jy dink en in hoe jy leef, omdat die Heilige Gees jou transformeer hier binne om meer soos Jesus te lyk. En dan sal die vrug van jou lewe natuurlik dieselfde dra. Ek lees vir jou Eksodus hoofstuk 11 en die tema is God skep guns. Eksodus 11 vers 3 sê: Die Here het die Egiptenaars positief ingestel teenoor die Israeliete. In Egipte is Moses beskou as 'n baie belangrike man en die Farao se amptenare en die volk het groot agting vir hom gehad. Farao het die regering en die militêr in sy hand. Hy onderdruk die volk Israel wat die meerderheid is, lees ons in die land Egipte. En tog is Moses as 'n leier van hierdie onderdrukte meerderheid 'n gesiene man in Egipte. Die Egiptenare sien hom as 'n gerespekteerde leier en God bewerk dit so in dat hulle ingestel is so dat hulle hom beskou as 'n belangrike man. God skep vir Moses guns. Al kan die Farao dit nie insien nie, is dit baie duidelik vir die mense dat God se hand op Moses rus. As God my roep, sal die gewig van sy hand op my vir my guns skep by mense en aansien skep by mense. Ek hoef nie wit voetjie te gaan soek nie, ek hoef nie voor te gee nie, ek hoef nie kompromieë aan te gaan nie. Ek kan doen wat reg is, selfs wat onpopulêr is, want daar gaan baie goed wat reg is, gaan ook onpopulêr wees by mense, omdat hulle nie wil wandel in die waarheid nie en wil hoor wat die waarheid is nie, maar mense sal die hand van God op my lewe sien. Ek moet net gehoorsaam wees. Ek moet nederig wees, ek moet myself onder God se hand onderwerp. Dit gaan in elk geval nie oor Moses hierso nie, dat Moses populêr is nie, nee, dit gaan ook nie oor my gaan nie, dat ek nou populêr moet wees nie, dit gaan oor God. Dit gaan oor God en God doen ook die werk en ek verteenwoordig hom in sy saak hierso op aarde. So wanneer God vir jou guns skep, wanneer God vir jou by mense aansien bewerk, onthou dat God dit doen omdat dit oor hom gaan, sodat jy sy saak kan verteenwoordig, as ambassadeur van hom kan optree. Gebruik dan daardie guns tot eer van die Here en nie om jou eie koninkryk te bou nie. Maar dankie Here dat hy vir jou guns skep, omdat jy sy begunstigde is en sy hand rus op jou. Leef dan ook so met vrymoedigheid, met die wete, God is met jou. As jy sy koninkryk eers soek, sal sy guns op jou lewe sigbaar wees. Kom ons bid saam. Jesus, ek verteenwoordig U in hierdie lewe. En ek kan met boldness, maar ook met nederigheid optree. Ek hoef nie iets te bewys nie, ek kan net 'n kanaal vir U wees. Amen. Mag jy 'n wonderlike dag hê, deel hierdie met iemand en ons sien mekaar weer môre.